van my kant af goeiemôre aan elke een en baie welkom vanmôre in die huis van die Here. Dit is die plek waar besoekers familie word en ek is bly om vanmôre in die huis van die Here te wees. Ek weet nie van u nie, maar ek is bly om hier te wees. Niemand het nodig om vir my te sê, kom Leanne, maak klaar, soos toe ek 'n kind was, of maak klaar, want ek is altyd laat gewees. Ek is nie meer nie. Ek het uit my eie uit opgestaan. En ek sê, Here, dankie dat u my wakker gemaak het vanmôre, want die oomblik wat ek my oë oopmaak, dan weet ek, hy is nog nie klaar met my nie. Daar is nog 'n doel wat daar is. So in die oggend as jy opstaan, moenie dink, die skouerpyn, die voetpyn, ek staan in baie mental van die bed af nie. Sê, Here, dankie. You still working on me. Ek het nog 'n doel, ek het nog 'n purpose. En dit is nou nie deel van my preek vanoggend nie. Ek wil ook net sê baie dankie vir elke oproep, elke boodskap hierdie week. Dit is awesome om te verjaar. Ek hou van verjaar. En dit was great om te weet hoeveel mense omgee en hoeveel mense vir my bid. Ek dink dit is die awesomeste van die lewe, is die mense wat vir my bid. Ek het verlede week, ek by Blompard se AGS bedien en dit was my great om te sê dat terwyl ek hier staan, is daar mense wat besig is om vir my te bid. En ek dink dit is daagliks wat dit so is. So baie dankie daarvoor. So ek het 'n week vol avontuur gehad. Wie van u 'n boring week gehad? Okay, wat ek wil sê, kom vir 'n week na my toe. Daar was hurdles, daar was opdraand, daar was afdraand, daar was tussenlanderye, daar was springbokke voor my, daar was zebras. Alles wat die Here my kon nie bederf het en hy my mee bederf. En ek hou van uitdaging, ek hou van dat dinge nie altyd dieselfde moet wees nie, dat dinge nie moet boring wees nie. Ek dink as kind van God is ons nie veronderstel om 'n boring lewe te hê nie. Okay, ek is op my eie eiland vanoggend. Dankie Dirk dat jy saamstem. Halleluja. So, almal het gesien die tema van vanoggend en ek was quite nervous geweest. En ek het nodig dat julle vir my moet bid terwyl ek vanoggend hier staan. En ek bid vanmôre dat die Here regtig die woorde in my mond sal hê. More of him and less of me. That Jesus be the center of it all. Ons het gesing Holy and Anointed One. And it's all about Jesus. Daar's in Barry so dat ek teruggesang is op Jesus, lover of my soul. Ons almal ken dit. En wanneer laas het u net in die binnekamer gesê, Jesus, you the lover of my soul. Wanneer laas het u gegaan en net uself oopgestel en sê, kom Heilige Gees, kom verander my. Ek het in die week en kyk die as die mense wat woord bring, weet dat jy praat eers met jouself. Of die Here praat met jou en jy werk deur jou goed en ek stel 'n lys op wat ek nou mee moet deel, soos wat ek aangaan hierdie week en my lys was lank. En ek moes Here sê, Here, ek is jammer en maak my 'n skoon kanaal. Dit is my begeerte van my hart, dat ek 'n skoon kanaal voor die Here sal wees, dat sy werk en dat die Heilige Gees vrylik deur my kan vloei. So, die tema is kampeerder of klimmer. Nou, ek is nou glad nie 'n kampeerder nie. Ek is nie soos Letitia en Chris wat hou van 3 weke gaan kamp nie. Ek hou eerder daarvan om in 'n chalet te wees. Die Here het my verstand gegee, die chalet werk vir my. Dit is lekker om 'n plat aan te sit en die lig is aan en 'n baie in te plak en ek weet jy kan dit in 'n tent ook doen, maar die muur is net soveel stabieler. So toe ek nou hoor kampeerder of klimmer, toe sê Here, ek is 'n klimmer. Ek is nie 'n kampeerder nie. So die van die wat die woord het, vanmôre kom ons blaai vanmôre na Psalm 24 toe, waar ek vir julle lees vers 3 tot 5, wat sê, wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here
en geregtigheid van God en sy heil. So my vers is klim op die berg. Ek weet nie of jy al agtergekom het nie, maar kom ons wees maar nou eerlik vanmôre met mekaar. Ons ken mekaar ons nou goed, ons is besgaanswaaiers. Dat die lewe, Chris, is 'n uphill klim. Dit is nie 'n afdraand nie, dit is altyd 'n uphill klim, maar die oomblik wat jy bo kom is die uitsig die moeite werd. Ek weet nie of jy dit al gesien het nie, die oomblik wat jy bo kom en terwyl ons daar in die ry in die week waar die GPS nie optel nie, wat ons vergeet het dat die GPS tel nie oor ons op nie, is ons hoog op en ons kan afkyk in die valleie in, en dit is sulke mooi landerye en die view van na bo af was eintlik so die moeite werd. Die lewe is soos 'n pad teen 'n bult uit. Die Engelse sê dit eintlik mooi. Life is like an uphill. It is full of challenges and it requires of us to keep climbing. So, wie sal aanhou tot jy daar bo kom? En ek wil vir julle sê, ek hou vas aan die vers wat sê, wie mag klim? Wie gaan klim? Kom ons verander om te sê, wie gaan klim? En wie gaan aanhou om te klim? Wie sal aanhou tot jy verder kom, as net in die begin waar jy jou relationship met die Here begin het, om in jou gemaklike plek te kom, en dan om 'n bietjie hoër te gaan, daar waar jy nie seker is nie, maar wat God, ons gesin, the word is a lamp to my feet. Dit is nie, ek het glad nie net met Bernard hulle gepraat waaroor ek preek nie, of waaroor ek share nie, maar daar is soveel goed wat ek kan uithaal, om wat hulle gesing het, wat aan connect met wat ek gaan sê. Ons kom op 'n plek waar ons nie net in ons gemaklike plek met God is nie, maar ons moet klim tot op die bergtop. Daardie persoon sal, wat soos die woord sê, 'n kragtige seën ontvang. Van almal wat ek al gehoor het en gelees het in die woord van, is dit nie dat hulle in die middel van die berg gekom waar die Here hulle ontmoet het nie, dat dit gaan tot bo op die berg. En die Here het hulle daar fenomenaal ontmoet. Maar julle kyk vir my asof ek die nonsens praat. Maar kom ons kyk byvoorbeeld soos Moses. Ekskuus. Toe hy die berg Sinai opklim, het hy nie halfpad gekom en die Here het vir hom daar geopenbaar nie. Nee, Moses het sy opdrag gekry bo op die berg. Kyk vir Elia, toe hy bid, dit was nie onder die vallei gewees nie. Hy was bo op die berg toe die vuur uit die hemel uitkom nadat hy gebid het. Om ons gekom en ons moet begin om bo op die berg te kom en ons moet aanhou klim om God se beste te begin ontvang. Dan sê ja, dis alles in die Ou Testament, maar toe Petrus, Jakobus en Johannes teen die berg van verheerliking uitklim en daarbo het hulle die heerlikheid van God gesien. Let daarop dat die seëninge bo op die berg was en dat dit klimwerk vereis het. Jy kan nie net daar aankom soos bam, daar verskyn jy daarbo en dit het vir jou geen effort gewees nie. Dit kos effort. En ek het ons volgende gesprek gehad van mense, ons het soveel krag in ons wat ons van vergeet. Dieselfde gees wat Jesus in die dood uit opgewek het, is in ons, maar dit moet geactiveer word en dit kos effort. Dit kos om in jou binnekamer te gaan. Dit kos om tyd in die teenwoordigheid van die Here te spandeer. Jy moet klim. Dit is nie altyd so maklik nie. Begin voetjie vir voetjie voor mekaar sit. So ek wil vanmôre vir julle vertel van 3 soorte mense. En ek weet nie of julle almal met my gaan saamstem vanmôre nie, maar daar is 3 mense wat ek kon sien, wat in die lewe, in ons daaglikse lewe is, in die kerk is en in ons stap met die Here is. So die eerste wat daar is die mense wat begin klim, maar dan kom dit nou op. Hulle is quotters. Quotters doen beter as tou opgooi. So, they just quit. Quit is 'n makliker woord, en ek dink almal verstaan dit makliker. Die oomblik wat hulle begin mooi en hulle stop mooi af. Maar voordat hulle daai bult begin, dan dink hulle, dis te moeilik. Ek gaan maar eerder quit. Dis makliker om hier onder te bly, daar's geen effort nie. En dan
kry jy hierdie spesiale mense. Hulle begin klim, en hulle begin oorwinning behaal, en sukses behaal, maar dan kom hulle op 'n plateau, en hulle dink, ag, weet jy wat, ek het bereik wat ek wil bereik het, ek is net gemaklik gaan vinnig hier, in my comfort zone, waar ek complacent word, ek is tevrede met waar ek is. Dit is die kampeerders. Dan is daar diegene wat bietjie verder gaan as die kwoters. En hulle dink reg, en hulle gaan bietjie verder as diegene wat net halfpad gekom het. En hulle is die klimmers. En ek wil vanmôre vir julle sê, ek wil 'n klimmer wees. Ek wil geen kwoter wees nie. Ek wil aanhou. Jy is nie 'n kwoter of 'n kampeerder nie. Staan vanmôre op en sê ek is 'n klimmer. Ek gaan klim. Maar ja, pastoor, dit is baie harde werk. Ja, jy is reg. Dit is harde werk. Daar is 'n song in die sonnaskool was van ek klim die berg van heiligheid met die Bybel in my hand en die Here aan my kant. Klim ek die berg van heiligheid. Dit is 'n daaglikse klim. Dit is nie vandag as jy hier onder en môre klim jy op en sê jy 'n klimmer nie. Dit is 'n daaglikse stap wat jy moet doen met die Here. So laas jaar, Elsie, jy sal dit glo nie. Verlede jaar oortuig iemand my, skryf in vir 'n vanbok. Ek weet nie hoe mense dit 'n vanbok noem nie, want dit was geen van nie. So ons en dit was vir 'n goeie kos, dis hoekom ek dit gedoen het, ongelukkig Cheryl my verordeneer nie, maar dit was Cheryl wat gesê, kom Leanne, ons gaan dit doen. En so, toe ons nou loop, ek en Tia loop ook lekker saam in, en ons challenge mekaar, en toe ek nou op my eerste draai gegaan, en ek sien, hier kom 'n bult, nee. Daai bult is maar soos 'n berg gelyk. Halfpad deur, toe wil ek vir Tia sê, Tia, dink jy reg, ons is op die pad van die wenpad, want ek kan nie meer nie, my bors brand, my knieë brand, my voete is seer, en dit is nog nie eers 500 meter van die wegspring af nie, en jy sien hoe hardloop mense daar deur, en dit was vir my verskriklik, en ek die hele pad het ek gemou, en ek sê, Tia, ek kan nie dink dat mense dink dit is van nie, want ek het nie van nie. Maar jy sien, toe ons by die wenstreep kom, en ek dink terug van waar die Here my vanaf gebring het, van daaronder af het ek opgegaan en die mooiste views gesien, en ons het omgestap, en al wat jy sien, is die mooiheid wat die Here maak, en dit is wat God wil hê, ons moet begin opklim, stadig maar seker, opklim om bo te kom, om die heerlikheid van die Here te sien, en die goedheid wees, en ons sê, en waar nie daar wees, klim uit die situasie uit vanmôre. Daar was 'n smile op my daal toe ek daaroor stap, van Here dankie, dat ek dit kon doen. Dit was harde werk. Ek dink ek het die res van die dag geslaap. Maar, so nommer 1, kom ons bespreek gou kwoters. Kwoters is cry babies. Hulle huil oor alles. Hulle kla oor alles. Dit is nie goed nie, wanneer dinge te moeilik raak, eindig hulle. Hulle is verbitterd, hulle is depressief, en weens dat hulle nie die lewe voluit leef en dit oorkom nie, is hulle onaangenaam om by te wees. En ek is jammer, ek is maar eerlik. Dit is moeilik om in 'n geselskap te wees. Kwoters het verskoning. Hoekom daar bekommernis en vrees? Hoekom vrees hulle lewens oorheers? Hulle kies om nie deel te neem van iets nie. Hulle trek terug, hulle gee op om met die wonderlike dinge wat God oor hulle toekoms het, want hy sê in sy woord, ek weet wat ek vir jou beplan. Hulle sien dit nie raak nie. Al wat hulle vaskyk is, swaar belas, vermoeide siel, want ek kyk nie op nie. Ek kyk vas in my probleme, ek kyk vas in my omstandighede. Dit is nie maklik nie, ja. Ek het gedink die Here sal my sommer net so gee. Dit werk nie so nie. Die lewe is 'n uphill climb, maar die uitsig daarbo is die moeite werd. Meestal lyk dit vir my so, asof dit makliker is om te quote, as om op die Here te vertrou en bo toe te klim. Ek is geen quoter nie, ek sal volhard. So dan kom ons by die kampeerders. Dit is die persoon wat net so klein bietjie
hoër gaan, bietjie verder gaan, as wat die koters gaan. Hulle gooi nie handdoeke met die eerste uitdag nie, hulle staan op en wen en behaal sukses. Ja, dit is skop maklik lekker af, en dit is lekker om saam met mense aan te hak, en tot op 'n sekere punt te kom. Maar dan kom hulle net so ver. Iemand wat kan, dit wil sê, nie voluit gaan nie. Vorder en entjie, dan hou hy stil. Hulle behaal 'n paar suksesse, raak dan tevrede waar hulle is, en gaan nie die hele pad vorentoe nie. Hulle sê wel, dit wat ek is, dit wat ek het, dis genoeg vir my. Ek doen ver beter as die meeste mense, ek het verder gekom as die meeste mense, en ek het nog nie opgegee nie. Ek sien, ek is al net so hier in die middel van my berg, maar ek het nie opgegee nie, maar ek gaan net so klein bietjie hier is, want dit is gemaklik hier, en hulle raak moeg van klim. Hulle bereik 'n gemaklike punt, en hulle verhouding met die Here. Hulle sê, ek gee nie op nie, ek het begin, ek is deel daarvan, maar ek streef nie werklik daarna om meer te klim of te gryp of te veg vir my grondgebied nie. Here help my. Ek het probeer om daar te kom, maar dit kos te veel toewyding. Dit is te moeilik, dit is te swaar. Jy weet, pastoor, ek is so besig by my huis, die werk is so besig, die werk hou my so besig, en dan het ek ander aktiwiteite. Ek kan nie nog nie aand aktiwiteite by die kerk ook bywoon nie. Dit is net too much. Ek is gelukkig hier op my ou tentjie opgeslaan het, en ek is gelukkig dat ek soos in probeer het, maar ek dink ek moet net 'n bietjie rus hierso. Die kampeerde kom, en hy kan vir hom 'n mooi stukkie grond ook. Nou, toe as kind het ons altyd, een keer in 'n kwartaal het ons die Gansbaai berg uitgeklim, ons gaan van agteraf, van Frans Karvaan gedeelte afgekom, wat ons dan oor die berg gekom het, en dan, dit is boulders en op en af, en so ek weet, as jy opklim in die berg, dan is daar lekker stukke wat oop is, maar jy kan oopkap. Dit is harde werk om daai stukkie oop te kap. So jy kom op jou stukkie wat nou lyk as dit gemaklik kan wees, en jy begin jou plekkie vir jou oopkap, want jy gaan net nog jou tentjie opsit, en dan die oomblik as jou tentjie opgeslaan is, dan maak jy jou klein vuurtjie, en jy kry jou keteltjie, en jy kry jou gitaartjie, en jy sing Kumbaya, want dit is genoeg vir my. Dit is vir my genoeg om hier te wees, want ek is veilig, ek haal die marshmallows uit, en ek begin dit te braai, en ek het gearriveer. Here help ons. En is geestelik net so. Dan dink jy, ek het die span gehaal, ek het die wedstryd gespeel, en ek het begin daarmee, maar dit is so gemaklik hier, om terug te sit, hier in my tentjie wat ek opgeslaan het. Ek hoef nie meer so hard te probeer nie, ek is deel van die span, en ek sien nie nou kans op hierdie oomblik om die berg te klim nie. En jy sit terug, en jy is op 'n goeie plek, en jy dink, los my net uit. Back off, ek is fine. En so begin jy uitdaging saam met die ander kampeerders, en kort voor lank is dit gemaklik, en die beleidsiekooi opgeslaan, en jy het geen honger vir meer nie. As ons as kerk gemaklik raak, en begin kamp opslaan, en sê ons as kerk het meer gedoen as die meeste kerke in ons omgewing. As ons as kerk sê ons groei is meer as die mense in ons omgewing, maar ons gaan net so 'n bietjie hier kamp, want ek vir julle sê, Here help ons om ons aan die brand te steek, om te weet dat ons grondgebied is groter as wat ons sien in die land van Jesus. Ek hoor wie sê, ek is geen koder nie, en ek gaan geen kampeerder wees nie. Ek is 'n klimmer, en ek gaan aanhou klim. Ek gaan nie ophou nie, want ek wil daar wees in God se glorie. Ek gaan klim, daar waar miracles gebeur. Dit is waarheen ek op pad is. Ek wil daarheen gaan, daar waar die kerk gebou sal word, en die poorte van hel nie meer daarteen sal seëvier nie. Iemand
uit en hulle sit terug by hulle vuurtjie en hulle cappuccino masjiene is ingeplak en hulle is op hulle merry way van net daar kom. So dan die derde tipe mense, dit is die klimmers, dit is waar die Here u wil hê, dit is waar ons moet wees, is dat ons 'n klimmer moet wees. Jy is dedicated for a lifelong journey. Dit is nie net vir 'n oomblik wat jy gaan klim nie, dit is 'n elke dag se proses om te klim. Ek het nog nooit gearriveer nie, dit is wat die klimmers sê. Ek het nog nooit die plek bereik waar ek veronderstel is om te wees nie. Dit wat ek het is nog nie genoeg nie. Nee, ek bly nie op 'n plateau nie. Ek wil verder gaan. Ek het nog nie die kruin bereik nie. Ek het nog nie die hoogste punt bereik wat God vir my wil hê nie. Klimmers sit die uphill journey voor. Ongeag die teëspoed, ongeag die nadele, ongeag die pyn, ongeag die onvoorbereide prestasies. Klimmers sien struikelblokke as geleenthede. Klimmers sien die glas is half vol. Klimmers sien daai draai in die pad nie as die einde van die pad nie. Dit gaan nog aan. Klimmers kry seer, ja. Klimmers word bruised, hulle word gekneus. Ja, maar hulle kom daaroor. Ek is nog nie klaar met klim nie. Prys die Here daarvoor. Ek kan vir julle sê dat ek is al baie gekneus in die lewe. Ek het al baie keer was ek geslaan, maar die duiwel, ek wil vir hom vanmôre sê dat ek is bereid om hoër gronde te bereik. Al kry ek die houe, ek gaan opstaan en ek gaan vorentoe weer en ek gaan opwaarts klim, want ek is nie 'n koning nie en ek gaan ook nie 'n kamper word nie. Iemand het een keer gesê dat 'n climber is like the Mona Lisa painting. Ons weet almal hoe lyk die Mona Lisa painting. Hy sê, it keeps on smiling even when the back is up against the wall. Gaan rewind dit en luister dit weer. 'n Klimmer stop net by 'n kampgrond om verfris te word. 'n Minuut of 2 om net weer asem te haal. Maar hulle sit nie daar nie, hulle slaan die tent op nie, hulle sit nie hulle satellite dish oor hulle tent nie, want dit is nie 'n permanente stop nie. Matteus 5 vers 1-2 sê vir ons daar, en toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, dit is Jesus. En nadat hy gaan sit, het hy sy disippels na hom gekom en hy het sy mond geopen en hulle geleer. Die message sê dit so mooi. Hy praat van climbing companions. Climbing companions is mense wat saam inhak en saam klim. Jy is nie op jou eie eiland nie. Hier is mense, hier's bidders, hier's mense wat jou ondersteun, wat vir jou sê, kom aan, ek hak saam met jou in, jy kan dit doen. Daar is 'n tyd vir retire. My ma sê sy retire nie, sy word nie gerefire. Jy het te ver gekom om nou verbo is, om nou op te gee. Daar is niks verkeerd om af te tree nie, maar ek wil vir jy sê, as jy aftree, kan jy nie uit jou roeping uit, jy en jou roeping is nie afgetree nie. Jou loopbaan is afgetree. En jou roeping en jou loopbaan is nie dieselfde ding nie. Net so vir iemand wie wil weet wat jy geweet het nie. Jy het 'n roeping om aan te hou klim, te groei en sterker te word in die Here en in jou geloof. Net mense wat saam met hom te bo geklim het hy geleer. Hy praat nie van die mense wat tot by die eerste klippie gekom het en die los sand en alles wat in die middel gekom het nie. Hy praat van toe almal bo gekom het, die wat bo gekom het en saam met hom gesit het, het hy geleer. Ek wil deel van daai mense wees, wat die boodskap hoor, wat die boodskap ervaar. Ek wil 'n klimmer wees. Ek hoop hier is mense ook vanoggend wat vir my sê, ek wil saam 'n klimmer wees, ek wil nie koop nie en ek wil nie kamp nie. Ek wil vanmôre ook vir julle net sê, quit being a quitter. Hou op om net te dink, dit is makliker om op te gee. Wanneer dinge moeilik raak, dan is dit so maklik net om op te gee. En ek wil vanmôre met die ouers praat, dat kinders het, die hou op, bewaar, kyk wat jy sê,
wat jy doen vir jou kinders. As die kinders begin aanleer, ag, as dinge te moeilik raak, dan gee hulle op, so word my natuur. Nee, dit is nie ons natuur om 'n koter te wees nie. Dit is ons natuur om te klim, en dit is nie oukei om 'n koter te wees nie. Ek sê dit in prontheid, dit is nie oukei nie. So ouers, hou op om voor die kinders te koot, dat die kinders kan sien, is makliker om op te gee, as om aan te hou. Wees die voorbeeld vir jou kinders, dat hulle kan wys, wanneer dinge taaf raak, dan gaan my ma, my pa in hulle binnekamer in, en hulle begin die Here te loof, en hulle begin die Here te prys, en hulle gaan op na 'n hoër standaard toe, hulle beweeg op by die berg, daar waar dit verheerlik is. Never, ever, give up, hou vas, hou uit, en moenie koot nie. So, quoting. En aan die kampleerders, moenie jou tent opslaan by die kampgronde van selftevredenheid nie. So wat doel jy daarmee? Jy hou op om te leer. Jy hou op om ontvanklik te wees vir die onderrig. Jy verloor jou passie en jy begin arrogant raak. Jy weet alles en daar is niks wat niemand vir jou kan leer nie. Dit klink amper as ons tieners dan is. Jy het niemand se raad of insette nodig nie. Jy stel nie belang. Ekskuus. Ek stel nie belang in 'n goeie kerk nie. Ek stel belang in die beste kerk. En ek praat nie van 'n gebou nie. Ek praat van die kerk. Die kerk. Ek wil nie net 'n good person wees vir die Here nie. My kerk moet die beste wees wat ek kan gee, want ek wil weet dat ek is 'n klimmer en ek gaan nie terugstaan nie. Tensy jy iets beyond doen wat jy reeds weet, sal jy nooit groei nie. As jy op 'n punt kom waar jy nou alles weet, dan wil ek sê, Here, gee my net 'n bietjie meer, waar ek nie weet nie, lei my, leer my, dat ek kan guide my. Op my eie is ek niks. As jy nie groei nie, dan sit jy agteroor en jy is besig om te rus en jy sal niks bereik nie. Sodra jy 'n poging van sukses behaal en dan probeer jy iets anders te, want dit is op hierdie stadium waar jy nou is jy te gemaklik, want dit is maklik, jy weet alles. Ek wil nie 'n tentjie opslaan en te sê, Here, ek is tevrede met waar ek is nie. Ek wil meer hê. Ek wil 'n hoër dimensie bereik in my geestelike lewe met die Here. Ek wil meer hê as wat ek nou het en ek wil meer sien as wat ek nou sien. En as jy dink jy gaan opslaan vanmôre, wil ek vir jy sê, you are moving on dangerous grounds. Jou kampterrein of jou kampie is op baie dangerous grounds. Ek dink net in die geestelike lewe waar jy die tent wil opslaan. Ons moet aanhou klim. Daar is nie tyd vir kamp langs die pad nie. Daar is tyd, ons is nog nie daar om te sê, Here, ek is nou oud in die kerk en ek is 15, 20 of 30 jaar om die kerk nie. Dis goed om oud te raak, maar het ons volwasse geraak in die kerk? Het ons oud genoeg geraak in die woord? Groei jy nog geestelik? Of het jy op 'n plateau gekom om te sê, I have arrived. Waar my visie is, waar my missie is. Groei jy geestelik volwasse in die kerk of word jy net ouer? Eendag. Regret looks back. Worry looks around. But vision looks up. Die woord sê, ek slaan my oë op na die berge. En dan die volgende is, waar sal my hulp vandaan kom? En ons weet wat dit sê, dat hulp is van die Here. Nou gisteraand het ek, dit is 'n ou movie, dit kom uit die argiewe uit, maar wanneer jy kan, kyk Vertical Limits. Ek weet nie of jy dit al gekyk het nie, dit is 'n bergklim fliek, kom sê fliek, dit is nog in die argief. Maar dit is so duidelik, as jy daai boodskap eintlik vat in jou geestelike lewe, om daai tog op te vat boontoe, en hulle die hele storie gaan oor mense wat vasgevang is. Wat is ons missie? To reach the lost. Klim op, om mense saam
want daar is 'n veld van mense wat ons die pad van uitkamp het, wat lou geraak het, wat ons moet kom en inhak en sê kom ons kan dit doen, kom ons hak in met mekaar en ons begin met mekaar optel. Die daarvan dat ons mense bespreek en mense eerder in die grond wil praat, is verby. Ek stel nie belang daarin nie. Ek wil eerder kom en mense inhak en sê, kom Elsie, kom ek hak saam met jou in, kom vir jou, ek hak saam met jou in, want ons gaan hoor, ons gaan opstaan, dit is nie genoeg om hier te kamp nie. Ek wil 'n klimmer wees. Ek wil nie kamp opslaan nie. I am a climber, I'm no quitter. I am no camper, I am a climber. Gebruik jou verlede as 'n launchpad en nie as 'n long chair nie. Gebruik jou verlede as 'n springplank en nie as 'n hangmat nie, want ons gaan nie daar kamp nie. Hou op om te stagneer. Begin beweeg. Die oomblik wat jy stil staan en jy staan net stil en beweeg nie, dan stagneer jy. Ek wil nie stagneer nie. Here, help my om aan die beweeg te bly, om aan die beweeg te kom, om te begin klim en aanhou te klim. Ek wil vandag vir elkeen uitdaag, vanmôre te sê, los jou tent agter jou en staan op uit jou stoel uit van gemak wees en begin klim. Filippense 3 sê dit so mooi in vers 13, wat hy daar praat, hy sê, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na die dinge wat voor is. Die wedstryd is voor ons. Die Here roep ons om aan te hou strewe. Die Here roep ons om weer honger te word. Ons het môre gesing. Heilige Gees, kom les ons honger, kom les ons dors. Wanneer laas was jy so honger vir die woord van die Here? Wanneer laas was jy honger om in die teenwoordigheid van die Here te beweeg en te wees? Hy roep ons om ons tent weer terug te sit op ons rugsak, om ons rugsak op te tel en weer te begin aan die beweeg kom. Jy het nog nie jou bestemming bereik nie. Dit is nou die tyd om te sê, ek weier om nou warm te wees. Mense in hierdie kamer wat ons nou het, om net 'n bietjie warmte te kry, is nie vir my goed genoeg nie. Ek soek die hitte, ek soek die vuur, en dit is hoe die geestelike lewe moet wees. Jy moet die hitte soek, waar die teenwoordigheid van God is. Vergeet die dinge wat agter is en strek jou uit na wat vorentoe is. En die van u wat 'n notas maak van môre, wil ek vra, skryf die volgende neer. Begin hang uit met mense wat klimmers is. Moenie kyk met mense wat maklik tou opgooi, wat maklik quit nie. Moenie mense tyd spandeer, te veel tyd spandeer met mense wat kamp nie, en 'n geselskap soek met mense wat klaar daaronder is nie, maar eerder wees daar om hulle te encourage, net lang genoeg, dat hulle jou nie aftrek nie, maar dat jy jou kan vat, en hulle gaan optrek. Ek sê nie, jy ignoreer die quotes en die kampers nie, maar moenie saam met hulle uitkamp nie. Wees daar om te encourage en om die woord te spreek in die mense se lewe en hulle op te tel, aan die hand te vat en hulle op te trek. Nog nooit het ek ooit gelees dat God jou afstoot en dat hy jou aftrek nie, maar altyd waar hy sy hand uitsteek na jou toe, om jou hand dat jy kan vat en sê, Here, ek gryp die hand vas en ek wil vanmôre vir jy challenge en sê, as jy nie sy hand vas het nie, reik sy hand uit vanmôre na jy toe en hy wil hê, jy moet opgetel word, jy moet opgeruk word van waar jy sit in die situasie en die omstandighede. Lang genoeg het jy in die kampstoel gesit rondom die kampvuur. Ek dink dit is môre tyd om weer 'n nuwe kommitment te maak en te sê, Here, ek staan op van my gemaklikheid wees. Here, ek gaan uit en ek gaan disippels maak, want dit is wat die woord vir ons instruksie gee. Jy weet, ek hou daarvan om my te omring met mense wat op 'n hoër level is as wat ek is. Ek hou daarvan om in die geselskap te wees van mense wat reeds hoër is as wat ek is, want dit is waar ek geweldig geïnspireerd word om saam met en dan moed skep van ek gaan saam, want ek weet, daar is 'n hoër
maak saak met watter mense jy jouself omring. As jy mense omring met mense wat heeltyd kla, heeltyd die negatiewe sien, heeltyd die dood in die pot sien, dan gaan jy ook so wees. Maar wanneer jy, maak nie saak, ons word nie beroer of geroer nie wat ons sien nie, maar ons fokus is op dit, wat voor ons is, wat ons verlos die verlede, en ons trek onsself uit wat voor ons is. Moet nie teruggaan van hoe dit was nie, net oor hoe dat dit gewerk het, hoe is dit nie dat dit nou gaan werk nie. As ek terugdink, aan 40 jaar terug aan die AGS gemeente, dit was groot soos 'n garage, ek dink die hele kerk kon op ons verhoog daar binne gepas het. Dit was lekker daar gewees, daar op die hoek van Absalom nou is, met die voorgangers oom Les Bekes en oom Benny Havengou, oom Benny het die oorkant gebly, en die kerkie, en alles dit was glory moments gewees. Ek weet dat die het onthou dit, hoe die Here daar gewerk het, en hoe die Here daar opgedaag het. Niks het verander nie. Jesus verander nooit. Ons verander, maar Jesus nooit. Ek hoef nie sê, was goeie dae gewees, maar ek wil nie terug gaan so toe nie. Kinders kyk altyd op. Kinders kyk altyd op, al is die lewe hoe, en dan gaan hulle hoe rondom nie. Hulle is gefokus, hulle het 'n visie, hulle beweeg vorentoe. Situasies en omstandighede kan hulle nie afbring nie. No matter what. Kinders kyk altyd op, hulle kyk nooit af onder toe nie. Ek lees dat 70% van ongelukke op 'n berg gebeur as mense begin afgaan. Wanneer hulle het klaar hulle doel bereik van bo wees, want hulle is gefokus om boontoe te kyk. Die oomblik wat mense begin kyk hoe hoog dit is, hoe scary dit is, dit raak hulle onverskillig, en dit is wanneer hulle foute maak, en 70% van mense wat seer kry, is nie besig om te klim nie. Kan ons dit in ons geestelike lewe ook sê? Die oomblik van seer kry, is jy nie besig om te klim nie. Jou oë is op mense gerig, mense maak my seer, mense stel my te leer, maar het mense vir jou aan die kruis gesterf. Klimmers hou uit. Daar is 'n skrif in Hebreërs 10 vers 38 wat die woord sê, dit is net so 'n 5 sê, I will have no pleasure in those who turn back. Dis wat die woord sê. Hoe sad is dit nie? Dat die oomblik wat you turn back, die Here praat daar en sê, I will have no pleasure in those who turn back. Ek is so bly dat Jesus nooit gekwoot het nie. Toe hy in die tuin van Getsemane gewees het, het hy al die tyd gehad om te quote, om tang te gooi, en te sê, Vader, ek sien die kans nie. Maar Jesus het nooit quote nie. Toe Jesus die kruis dra in Jerusalem, en hy val onder die gewig van die kruis, het Jesus nooit quote nie. Simon het gekom en hy help met die kruis se dra. Maar Jesus het nooit opgegee nie. Hy het inteendeel die hemel van Golgotha. En ek was nie daar nie, maar ek kan dink dat daai hemel het soos 'n groot berg vir hom gewees. Het hy uitgeklim. En hy het nie opgegee nie. Want hy het gedoen terwille van u en van my. Hy het aan die kruis verduur omdat hy geweet het, daar is 'n liefde swanepoel, wat my genade nodig het, hy het geweet, daar is hier, daar is ek, wat die genade van God nodig het, en hy het nie opgegee nie, hy het nie gekoot nie. Hy het oorwinning behaal, sodat ons ewige seën, vrede, verlossing vir ons kan bring. Jesus het nooit opgegee nie. Jesus het nooit opgegee, even toe aan die kruis hang, het hy nooit opgegee nie. So hoekom gee jy op? Hoekom koot jy? Hoekom is jy kampeerde? Die Here het jou nie gebring om toe halfpad in jou berg te wees nie. Die Here het jou gebring, sodat jy voluit kan opklim tot bo. Daar waar jy ontmoet, daar waar jy oorwinning lê. Hy is nog nie klaar met hierdie
en 'n arend is baie diep en na my hart, maar ek wil met vleuels opvaar soos 'n arend. Het jy al gesien hoe ver strek daai wingspan? Ek is tevrede in die Here. Ek wil hoër gaan. Ek wil in 'n beter verhouding met U gaan. Ek wil soos 'n nou sê, ek wil ons roep dat die Gees, dat ons soos 'n rarig op ons voete sal wees en dat ons skoene sal aantrek en dat ons wapenrusting sal aantrek en begin die pad loop met die Here en begin klim. Ons is geroep om daardie gees van opgee, om ons voete te vertrap. En ek wil môre sê, ek wil daai gees van quoting, dat wil ek vertrap in die naam van Jesus. Ek wil sê, die gees van stilstand gaan, is verslaan. Ons skuld skud dit af, en ons gooi dit in die vuur en ons verklaar. Ek gaan klim, totdat ek die plek van oorwinning bereik, tot waar God my geroep het om te wees. Wie staan vandag saam en sê, ek wil boldly verklaar, Here vergewe my, dat ek gekwoot het. Ek wil my hand opsit vanmôre, en as jy voel dat jy jou hand wil oplig vanmôre, om te sê, Here, vergewe my dat ek gekwoot het. Here, vergewe my dat ek gekap opgeslaan het, en ek ontvang nou 'n nuwe salwing om te gaan klim. Dan wil ek vir jy sê, ek verklaar dit vanmôre om te sê, ek gaan nie stop nie, ek sal nie ophou nie, ek sal nie kamp opslaan nie, ek sal klim in Jesus naam, ek sal klim in Jesus naam, ek sal klim. Ek wil 'n klimmer wees. En vanmôre wil ek vir jy sê dat ek is klaar. En ek wil vanmôre sê, kom ons maak ons oë toe vir 'n oomblik. Altaarwerkers kan vir my in die bidkamer te gaan. So. En ek is oortuig dat daar iemand hier is wat begin stil staan het en die vorentoe beweeg het. Wat gemaklik geraak het met kampgronde en as gevolg daarvan leef jy nie 'n lewe van sukses en oorwinning wat God beplan het en vir jou bestem het nie. Ek is oortuig as iemand wat vanmôre hier sit wat sê, ek het nie nodig, dat iemand net saam met my moet bid. Here, ek betree weer die stryd. Ek gaan nie quote nie, Here. Ek gaan nie tevrede wees met minder as wat God wil hê en vir my sê oor my lewe nie. Ek glo in volkome oorwinning. Ek kan en ek gaan aanhou met klim. Dan wil ek vir jy vra, staan net op vanmôre en beweeg na die bidkamer toe. Was iemand wat saam met kom bid? Of as jy vanmôre wil sê, pastoor, my lewe is nie reg met die Here nie. Ek het omgedaan en begin afklim, of afbeweeg, of miskien het jy net nog nooit 'n commitment met die Here gemaak, nog ooit in jou lewe nie, dan wil ek vir jy sê, dis tyd vanmôre. Come up higher, begin weer te klim. Jy het nie nodig om te lewe met jou verslawing nie. Jy het nie nodig om in jou failure te lewe nie. Jy hoef nie in jou verlede te lewe met al daardie skuldgevoel nie. Kom, hoor op, dit is nou jou tyd. Is daar enigiemand wat net 'n hand wil opsteek en sê, Here, sien my vanmôre. Sien my raak, Here, dankie dat die hande wat opgaan. Here, hier is ek. Here, ek wil nie meer 'n quoter wees nie. Here, ek is nie meer tevrede om net te kamp hier, by die ou strompie, by die ou vuurtjie nie, maar ek wil hoër klim, Here. Dan wil ek vir vrou net op te staan en voor U te kom. Ons wil U help. Ons wil saam met U bid vanmôre. Dat Jesus het nooit gekwoot op ons. So ons het geen rede om te sê, ek gee op. Ek sê nie kans nie.
Daar is vryheid vir jou, Jesus. Ek bid dat jy sal boldness hê om ja te sê vir Jesus. Om boldness te hê om daai stap te vat. Dis die Here, ek gaan nie meer gaan nie. Here, ek wil nie meer kampeer hier by my ou hoekie en rustig sit nie, maar ek wil begin klim in die naam van Jesus. Is daar nog mense wat die boldness wil neem om op te staan en sê, kom, bid net saam met my. Al het jy 'n saak wat jy die Here vertrou en jy het nodig vir iemand om saam met u te stem. Daar is mense wat gereed staan om saam met u te bid. Nou is die tyd om boldness te vat. Here, dankie vir die genade. Dankie vir die krag. Dankie dat u die God in my Here is. Here, vanmôre sit hier klimmers voor my. Dit is gerekord in die boek van die lewe. Dat ons gaan hande vat en inhak en ons gaan climbing companions gaan inhak en ons gaan mekaar encourage om hoër hoogtes te bereik in die naam van Jesus. Vader, ek wil bid dat u die naprediker sal wees vandag. Here, dat mense wat nog hier sit, wat nog in hulle kampterrein is, dit sal opgee en dat hulle wil beter en hoër beweeg in die naam van Jesus. En ek loof u en ek prys u daarvoor in Jesus naam. Amen. Vader, u het groot voorberei vanoggend. Here, u woord en belofte in vanoggend hier. Ons is op pad na ewigheidshawe. Here, ons is op pad hier na daar waar die gras altyd groen is, Here. Maak die gras groen is, Here. Wil u vir ons lei. Here, die Psalm wat sê, na waters waar rus is, lei u ons, Here. Daarom wil ek vanmôre afsluit hierdie diens en hierdie samekoms wat eindig vanoggend, Here. En vra, en hou u aan van beskerming in ons. Here, waar ons in hierdie weke gaan, Here, wees u ons troos. Here, wees u ons voorsiening. Here, weerhouding onder van ons lewe af en ek wil vanoggend wil ek bid en dankie sê dat u ons opbring tot u toe. Maar waar ons nou skei nie van ons. Here, u ken ons harte, u ken ons niere. Here, u is die lig vir ons pad, Here. Here, waar mense moed verloor, Here, wil ek vanoggend bid en vra, Here. Here, kom gee moed, Here. Here, kom hou mense staande vanoggend, Here. Here, kom omarm ons, Here, dat die bloed van Jesus wat gestort is vir ons, Here, die bloed ons hierdie week beskerm. Here, ek wil bid en vra, Here, dat al wat hier nodig vanoggend hier, wat hier is, Here, ingesluit word in die gebed, Here, waar sê, Here, vergroot ons grond hier, Here, en ek wil bid en vra, dat die beskerming na voor ons lewe sal wees. En het sal vermenigvuldig dit wat ons met voor doen. Here, skei u nooit van ons. U het ons eerste lief, Vader. Daarom het u, God die Vader, daarom het u die seun gestuur om vir ons 'n pres te slaan. En dankie dat ons as mens vanoggend hier mekaar kan omarm in die liefde. Dankie dat ons mekaar kan uitkyk, Here. En dankie dat ons op die, soos die Engels op die lookout kan wees, Here, om vir mekaar te doen. Here, seën ons nou in hierdie dag, soos vir bid in Jesus naam. Amen. Jesus, have my heart, my will, my soul. Jesus.
Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down, with joy I cast my crowns. Jesus, have it all.